Hallo vriende en welkom by vandag se broodbrokkie. Het jy al ooit gevoel asof jy met jou kop teen die muur vasloop? Jy sit al jou energie in 'n droom, 'n verhouding of 'n werksgeleentheid, maar die deur klap reg in jou gesig toe. Aan die ander kant is daar die oomblikke waar 'n geleentheid onverwags oor jou pad kom, 'n deur wat oopgaan wat jy self nooit kan oopforceer nie. Vandag staan ons stil by 'n absolute werklikheid. Dit is God wat deure oop en toemaak. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Openbaring 3 vers 7 en 8, wat soos volg lees. Dit sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Wanneer ons hierdie brief aan die gemeente in Philadelphia vanuit 'n historiese perspektief lees, sien ons 'n klein, swak groepie gelowiges wat deur geweldige teenstand in die Romeinse ryk gekonfronteer is. Hulle het polities en sosiaal geen krag gehad om hulle eie omstandighede te verander nie. Maar Jesus herinner hulle aan 'n historiese werklikheid deur die beeld van die sleutel van Dawid te gebruik. Dit verwys direk na die Ou Testamentiese am van die paleisbestuurder, wat die totale gesag gehad het oor wie toegang tot die koning gekry het. Die historiese feit is dit, Jesus Christus regeer soewerein oor die geskiedenis. Wanneer hy 'n deur van geleentheid, redding of bediening oopmaak, kan geen keiser, geen vyand en geen omstandigheid daardie deur toedruk nie. Net so, wanneer hy in sy wysheid 'n deur toemaak, help dit nie ons probeer dit oopforceer nie. 'n Geslote deur is dikwels God se beskerming teen 'n pad wat op totale mislukking of geestelike skade sou uitloop. Ons moet ophou om aan geslote deure te skop en leer om te rus in die een wat die sleutel van ons lewe vashou. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Menslike planne en aardse magte is onderhewig aan God se finale gesag. In Daniël 4 vers 35 hoor ons die getuienis van koning Nebukadneser nadat God hom nederig gemaak het. En al die bewoners van die aarde word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. En daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? God se raadplan kan nie deur mense gekanselleer word nie. As 'n deur toe is dit omdat die argitek van heelal 'n beter plan het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, U is die een wat die sleutel van die geskiedenis en van ons lewens in U hand vashou. Vergewe ons dat ons dikwels moeg en moedeloos worstel voor deure wat U in U wysheid toegemaak het. Skenk deur U Gees aan ons die berusting om te aanvaar waar U nee gesê het, en gee aan ons die geloof en vrymoedigheid om deur die deure te stap wat U vir ons oopgemaak het. Ons erken vandag U absolute soewereiniteit oor ons omstandighede. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.